Ek is Tisha Stein van die Suid-Kaap Forum en ek gesels met Ort Nieuwe, die voorsitter van Gouritsmond Saamreëliggaam. En die doel van Gouritsmond Saamreëliggaam is om die gemeenskap se siening oor ontwikkelings en die toekoms van Gouritsmond te weerspieël en oor te dra na belanghebbendes soos die Eshoka munisipaliteit en ook om ons omgewing in bates te beskerm. Ort, vertel vir my, hoe voel die Saamreëliggaam oor die voorgenome perlemoenfabriek? Ons voel die perlemoenfabriek is nodig vir ontwikkeling, maar dis in 'n verkeerde area en ons het menige male versoek dat dit skuif na 'n area toe wat nie in 'n sensitiewe natuurlike omgewing val nie en dit gaan beslis baie van ons natuurlike bates skaad en vernietig. Kan die dorp se infrastruktuur dit hanteer? Die infrastruktuur van die dorp kan dit beslis nie hanteer nie. Ons is beperk tot water. Ons suriestelsel is beperk, hy sal moet vergroot word. Ons is huidigelik nog nie eens daarop aangesluit nie en daar word alreeds toestemming gegee aan die Akonian aansoeker om die suriesplan te gebruik. Tisha, ek voel hierdie tipe ontwikkeling is nodig. Orgie het ook aan verwys, ons almal verstaan die behoefte om werk te skep in Suid-Afrika, maar die beginsels internasionaal en plaaslik is baie duidelik dat daar 'n opweging van belange moet wees. En ek dink in hierdie betrokke geval word daar verskriklik baie klem gelê op die werksverskaffing en die impakte van die projek op die natuur en op die plaaslike gemeenskap word heeltemal geïgnoreer ten gunste daarvan. En ek dink in hierdie geval is daar meer skade wat berokken kan word aan Gouritsmond wat as sy enigste bate sy natuur het en die toerisme wat hy daaruit kan trek deur 'n ontwikkeling van hierdie aard. Daar word beweer dat hulle probeer die impak verminder deur hoe mooi die aanleg gaan wees, hoe dit toerisme gaan trek, maar ek dink dit weeg net glad nie op teen wat Gourits reeds het om te bied met sy Blouvlagstrande en die ongerepte kus nie. Ek dink die twee goed kom nie by mekaar uit nie en om een of ander rede sukkel die gemeenskap om daai punt deur te kry in hierdie aangeleentheid. My mening rondom hierdie perlemoenfabriek is dat daar nie genoeg navorsing gedoen gewees het rakende die vlei lande wat al beskikbaar is en wat ontdek is daar nie en dit sit reg bo op hulle fabriek waar hulle die fabriek wil sit. Dan die tweedens is die pad is in elk geval nie breed genoeg vir twee voertuie, veral vir 'n bus en nog 'n kleiner voertuig en nog dan nog iemand wat hulle in die pad kry met 'n fiets om verby mekaar te beweeg daarbo nie. Wat is jou grootste bekommernis? My grootste bekommernis is die impak wat die perlemoenplaas gaan hê op die geleë plek waar hy nou gaan kom en of waar hulle hom wil sit as gevolg van die kom ons sê die impak rondom die see, die plante groei, die dorp se bestaan wat al kom ons sê nou al meer as 100 jaar oud al. En baie van die mense sien hierdie plekkie as 'n aftreeplekkie en om nou so groot ontwikkeling hier te gaan begin, gaan nou nie meer 'n aftreeplekkie.